Ons moet bly by die woord van God. Wat die boerevolk, wat die Afrikaner volk nodig het, is Christus. Ons is nodig om standvastig te bly in Christus, in sy woord, en nie in die woorde van 'n mystiek, van 'n ou wat duidelik sy magte en kragte gekry het buite die woord van God. Siener van Rensburg, 'n okkultiese leier of 'n profeet van God. Dit is wat ons vandag oor gaan praat. Was baie Afrikaners wat groot aanhangers van Siener van Rensburg is. Die vraag is, was hy 'n man van God of was hy betrokke in die okkulte? So, as jy nie weet wie Siener van Rensburg is nie, hy was soos party ons sal hom noem 'n profeet, party ons sal hom noem 'n mystiek, maar hy het basies visioene gekry en baie ons interpreteer hierdie visioene as goeters wat waar geword het en wat gebeur het en dat hy gestuur is van God af om die boere te help tydens die Anglo-Boereoorlog. Maar sy naam is Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg. Hy het gelewe van 3 Augustus 1864 tot 11 Maart 1926. So, hierdie is baie relevant vir hierdie kanaal en vir baie mense in Suid-Afrika. Daar's klomp aanhangers van die, soos die boerseun van Migdol en daai manne, hierdie is soos hulle held. Dit is soos absoluut. Hierdie is die beste ding wat gebeur het na die ontdekking van beesvleis. So, ek bedoel, daai ouens is absoluut, dit is soos die ou wie hulle eer, en ons gaan vandag nie gaan op ons gevoelens nie, ons gaan nie gaan op wat ander mense sê nie, maar ons gaan op wat die woord van God sê. Ons moet elke persoon toets aan die woord van God, en dit is wat ons vandag hier wil doen. Ons gaan Siener van Rensburg se visioene vat van die goeders wat hy gesê het, ons gaan dit vergelyk met skrif, ons gaan kyk het alles waar gekom. Nou wat ons moet verstaan, van die begin af, is, as daar een profesie is wat hy gegee het, wat vals was, dan is hy 'n vals profeet. Dis net so maklik soos dit. As dit regtig van God afkom, is daar nie een profesie wat jy kan gee wat vals is nie. En nog meer in die Ou Testament, in Deuteronomium sê dit vir ons, dat as jy valslik profeteer, dan moet jy gestenig word. So ek wil dis net eenvoudig wat die woord van God sê. So, met dit gaan ons bietjie gaan kyk na die goeders wat hy gesê het, dit vergelyk aan die woord van God, en dan moet jy tot jou eie gevolgtrekking kom. Is hierdie 'n ou se leringe wat ons moet ondersteun, of is dit deel van die okkulte? So wat ons moet verstaan is, die okkulte is baie prominent in ons wêreld vandag. Dis aan die gang, mens moet hierdie geskrywe gaan lees van Helena Blavatsky, van Alistair Crowley, en ek gaan vandag vir julle van die goeters wys wat hulle geskryf het, en ons moet hierdie goeters vergelyk aan die woord van God. Wat mens moet verstaan is, niemand kom met, niemand gaan jou mislei met soos absolute boosheid, en sê, jy weet, kom ons begin katte se koppe afkap en hulle bloed drink of sulke nonsens. Jy weet, niemand val vir dit nie, maar waarvoor ons val is as iemand kom en sê, hierdie is Bybel, hierdie is die woord van God, maar hulle verdraai het net so bietjie, of sit iets by die Bybel. Maar kom ek wys julle net eers so ek het gegaan, en kom ons gaan kyk of ons kan kyk, want ek wil Siener se eie woorde hê, nee? Dit is ons wil nie iemand verkeerd aanhaal nie, so ons wil eerstehandse informasie hê. So ek gaan net hierso in Google gaan, en ek gaan sê, Siener van Rensburg own boek. So ons soek ons nou sy eie boek. En dan kyk wat kry ons hierso. So hierso verduidelik vir ons, Nicolaas Siener van Rensburg did not write his own book as he was functionally illiterate, only reading the Bible. Okay, so nie 'n goeie begin vir die Israel visie manne of die ouens wat so ondersteuners is van Siener van Rensburg. So God het hierdie boer volgens hulle nou uitgekies om die groot profeet vir die Afrikaner boervolk te wees, om ons almal te kon red, maar hy kies 'n ou wat illiterate is. Hy kies 'n ou wat nie kan skryf nie. So, ek weet net daai is dit soos 'n klaar groot rooi vlag. Soos eerlik, soos kon God nie iemand gekies het wat kon skryf, dat ons eerstehandse informasie kon kry nie. So eerstens, van die begin af weet ons hierdie is tweedehandse informasie. So, julle kan 'n bietjie julle eie ondersoek gaan doen. Sy dogter is een wat baie van sy skrywe gevat het, soos die visioene wat hy gekry het, en sy het dit neergeskryf, maar net daar is daar klaar probleme wat inkom. So as ons gaan kyk, al die Bybelse karakters wat ons daar sien, het eerstehandse ervaring. So Matteus was self by Christus, het dit neergeskryf, wel ten minste die evangelie. So as ons gaan kyk na Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dit was eerstehandse ervaring, hulle het eerstehands het neergeskryf. Sien hulle daar gelê, hy het 'n visioen gekry en dan het sy dogter dit gerekord. So daai is klaar vir my eerstens 'n groot probleem. Sien dit, ons kry nie sy eie woorde nie, jy kan nie sy eie geskrywe kry nie, want hy is illiterate. Ek weet ek het hierdie goeders opgemaak. Maar dis die probleem, soos die ouens wat iemand soos hierdie volg, is in my opinie net gullible. Dis soos letterlik, hulle
Hulle sal enigiets aanhang en baie keer is dit 'n smagting na enigiets buite die Bybel. Is die Bybel nie vir julle genoeg nie? Kan ons nie net die Bybel vat, dit lees en verstaan dit is wat die boerevolk moet volg nie. Die boerevolk moet volg wat die woord van God sê, net soos dat enigiemand anders in die wêreld kom, maar dit hierdie mindset van jy weet ons is die elite, ons is die supreme, ons is hierdie spesiale volk en jy weet ons is anderste of uniek teenoor ander mense en dit is net nie waar nie. Dit is net, ek dink meeste mense soek na dit. Julle moet verstaan as iets soos Black Hebrew Israelites ook, nee, wat glo soos net swart mense gaan hemel toe. So ek bedoel dit is jy kan die Bybel verdraai net soos wat jy wil. Maar wat sê die woord van God? Die woord van God sê vir ons dat Christus het gesterwe vir ons almal. Soos al baie deurgegaan het in hierdie kanaal. Enigiemand kan tot redding kom. Jy weet, dit hang glad nie af van jou etniese oorsprong nie, van waar af jy gekom het nie. En net so by the way, ek wil ook net sê soos al hierdie Israelvisie manne. Julle weet, soos daar's 'n baie goeie kans as jy teruggaan in jou geskiedenis, was daar 10-1 jou oupa of iemand 'n kind gehad het met 'n Khoisan of iemand. Julle besef dit. Soos die meeste van ons oorsprong is nie so rein soos wat julle wil hê ons geskiedenis moet wees nie. Maar ek gaan vir julle 'n paar goeters wys. Kom ek gee vir julle net iets uit die Bybel uit om hierdie half net te staaf, net laat julle weet van waar ek kom. So is dit dat Steiner visioene gekry het? Seker 100% so. Is dit dat dit direk van God afkom? Ek dink nie so nie. So hoekom ek so dink is verstaan net gou hierdie. In 2 Tessalonisense 2 vers 9 sê die Bybel vir ons, even him who is coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So hierdie praat net van die antichrist, maar wat ek net vir julle try wys is die Satan deur die antichrist of wel deur demone of enigiets het ook all power and signs and lying wonders. So jy moet verstaan, dis hoekom ek so erg op hierdie kanaal is dat ons Bybel vas is, want soos geen wonderteken is 'n bewys dat dit van God afkom nie. Verstaan julle dit? Want hierdie deel sê, daar's wondertekens wat van Satan af ook kom. Daar's all power and signs and lying wonders wat kom nie noodwendig net van God af nie. Baie mense dink ek hierdie idee omdat hier 'n wonderwerk gebeur het, omdat iemand iets voorspel het en dit het gebeur, daarom is dit waar, daarom kom dit van die Here af, maar hierdie deel wys vir ons, dit is nie so nie. Daar is wondertekens wat van die Satan af ook kom. So met ander woorde, ons het nie regtig 'n manier om, net 'n bevestiging dat sê net maar Siener het iets voorspel en het waar geword, dis nie 'n bewys dat hy van God af kom nie. Dit kan net sowel van die Satan af wees. So sê jy, hierdie ding soos die visioene in homself is nie 'n bewys van een van die twee nie. Ons moet verder en ons moet dieper as dit gaan, maar net dat jy verstaan is, as iemand iets voorspel en dit word waar, is dit nie 'n bewys dat dit kom van God af nie, want ons sien hierdie die Satan doen ook wonderwerke. Nou die ander ding is, as ons in Hebreërs 1 gaan kyk, Hebreërs 1 vers 1 sê, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, so wat sê hy? In die verlede, in times past, het hy gepraat deur die profete. En dan sê hy in vers 2, have in these last days spoken unto us by his son, whom he have appointed heir of all things, by whom also he made the world. So sien jy, hierso sê hy, in die verlede was profete gebruik om vir ons die woord te bring. Daar was nodig om profete te wees, daar was nodig mense om die toekoms te voorspel, as jy dit so wil sê, want hulle het nie 'n volkomme kanon gehad nie, hulle het nie die Ou Testament, Nuwe Testament gehad, dit was nog nie volledig nie, daarom was hierdie profetiese goeders nodig, maar dan sien ons, hierso is dit nie meer nodig nie, hierso sien ons, dat dit sê, nou praat hy deur Christus, hoe hy met ons wil kommunikeer is deur sy woord, en deur Christus self, en Christus self is die woord, soos ons lees in Johannes 1, maar net om dit ook te bevestig in Openbaring 22 sê dit, Openbaring 22, hier is die laaste boek, laaste hoofstuk van die Bybel, hier word dit afgesluit, hier sê Johannes vir ons, and if any man shall take away from the words of this book, of this prophecy, God shall take away his part of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Vers 18 sê, Openbaring 22 vers 18, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. So hierso sê dit duidelik, moenie iets by die woord van God sê nie. Nou hierdie is Johannes, baie ouens sê hierdie maak verwysing net na Openbaring, dis irrelevant, die punt is hierdie is die laaste boek van die Bybel, en hy sê niks mag hierby gesit word nie. So natuurlik verstaan Johannes, daar's 'n volkomme kanon, dis nie dat hy sê, lees net Openbaring nie, hy sê net, al die ander boeke is nog steeds deel van die woord van God, maar enigiemand wat iets bysit, by dit is in rebellie teen die woord van God. So met ander woorde, daar's geen profesie, en hierso wys hy ook na profesie. Unto every man that hear the words of the prophecy of this book. So hy maak 'n direkte verwysing na profetiese woord toe. En sy profetiese woord is klaar. Jy moet verstaan is die
die skrif is volkome. Sola Scriptura leer ons dat die woord alleen is ons autoriteit. Ons hoef niks al by te sit nie, ons hoef niks al by te voeg nie. En ek bedoel, wat Siener gedoen het, is alles byvoeg. Hy het alles wat hy gesê het, by die Bybel bygevoeg. Of probeer sê, jy weet, jy het hierdie visioen nodig om regtig te verstaan van die ander goeders in die Bybel. Nou ek weet, as jy hom bietjie gaan ondersoek, sê hulle baie van sy goed was in lyn met die woord, en het, sê nou maar dieselfde visioen gekry as 'n Bybelse karakter, maar ek bedoel, wat bewys dit? Soos dit bewys het dat die Bybel gelees en kon 'n visioen kry van iets wat hy in die Bybel gelees het. So dit, soos authenticate, glad nie, dit bevestig glad nie die goeders wat hy gesê het nie. Soos dit moet jy verstaan. Maar die punt is, ons mag nie iets by die woord van God sit nie. So jy kan nie, soos hulle die gesê, al wat Siener gelees het is die Bybel. Nou, Siener moes net Hebreërs 1 gelees het ook. Hy moes ook Openbaring 22 gelees, dan sou hy besef het, yes, ek is nie bedoel om visioene en profetiese woorde in hierdie goeders te kry nie. Dan, so, as jy bietjie Siener gaan navors, sou jy sien, dit lyk vir my een van die grootste ouens wat geskryf het oor sy lewe, is hierdie Adrian Snyman. So jy kan hierso in sy boek gaan lees. So kom ek lees vir julle hoe beskryf hy dit wanneer hy hierdie visioene kry. So jy kan nie gaan kyk. Hierdie is die boek Siener van Rensburg, Boodskapper van God. En hierso skryf hy, en my verstand begin draai, totdat ek so duiselig raak, dat ek nie meer regop kan sit nie. Dan gaan hy verder. Dan gaan lê ek met my hande onder my kop en ek maak my oë toe. En al is my oë toe, sien ek wassigheid verbytrek, maar die drukking bly in my kop. Daardie waas word dikker, dit maal en kolk, soos wolke wat saampak, en uit hierdie maling uit begin dinge vir my so duidelik lyk, asof ek self daar teenwoordig is. So, al wat ek kan doen, is om maar net te kyk wat alles gebeur. So, sien jy, hy het hierdie soos 'n baie negatiewe effek op sy liggaam. So hy kry hierdie drukking in sy kop, en is asof hy wil uitpaas, en dan raak hy so duiselig, dat hy gaan lê, en dan wanneer hy gaan lê, dan is daar 'n wasigheid in sy gedagtes, en uit daai wasigheid uit kry hy visioene, en niks van hierdie het hy oor enige beheer nie, alles van hierdie is soos een of ander entiteit wat hierdie ding met hom doen. Verstaan julle dat dit is wat gebeur? Nou, eerstens wil ek hê iemand moet vir my uit die Bybel uitwys wat hierdie gebeur met enige profeet. Dat hierdie die proses is wat hulle gebring het tot hier kry ek 'n visioen. So ek bedoel, dit is 'n duidelike, direkte bewys dat die manier wat hy hierdie visioene kry, is nie skriftuurlik nie. En dan moet ons vra, van waar af kry hierdie visioene? En dan moet ons ook vir onsself vra, sê nou maar iemand gebruik hierdie terminologie om te verduidelik wat met hulle aan die gang is vandag. Elke liewe persoon wat sê hierdie is wat met hulle gebeur, sal in 'n inrigting gesit word. Hulle sal gediagnoseer word met skizofrenia, of jy weet, een of ander ernstige sielkundige afwyking, en hulle sal ge-institutionalize word. So ek bedoel, dis duidelik dat Siener nie 'n ou was wat by sy volle bewussyn was nie. Dis duidelik dat hy nie 'n normale psigiese persoon was wat hierdie tipe goeie. Onthou, en hierdie is nou mense wat presies skryf hoe hy gesê het dit met hom gebeur het. Nou kom ek wys vir julle ook die. As jy gaan kyk, een van die hoof-okkultiese skrywers is Aleister Crowley, en hier het hy 'n boek geskryf, Equinox of God, en in hierdie ding beskryf hy hoe hy 'n entiteit ontmoet. Kom ek wys vir julle hierdie I was. So jy kan gelees, soos hierdie ou was so mal soos haas, soos die goeters wat hy direk met, hy praat van satanisme, en hy praat van al hierdie okkultiese ervarings, hoe hy hierdie entiteite ontmoet, maar kom ek gee net vir julle uit sy eie woorde hoe hy dit beskryf, dan sê hy, hierso verse 18, continues his attack on my conscious mind. The style is complicated, brutal, sneering and jeering. I feel the whole passage as a contemptuous beating down of the resistance of the mind. So sien jy, hierso is 'n entiteit wat hom basies forceer om gedagtes in sy kop te sit. So hierdie goeters wat met hom gebeur, is iets wat hy nie oorbeheer het nie. En hy sê dit val sy conscious mind aan. Verstaan jy net? Daar's vir my 'n groot vergelyking met dit en die manier wat Siener dit beskryf. Soos hierso's 'n ding, hy kraak duiselig, hy gaan sit, hierso's 'n ding wat hom oorneem en dan kry hy hierdie visioene uit dit uit. Maar jy kan verder gaan lees alles wat Aleister Crowley sê, maar daar's vir my 'n duidelike korrelasie aan die. Nou dit beteken nie ek sê omdat daar 'n korrelasie is 100% dit is nou 'n demoniese sataniese ding. Al wat ek sê is
Die bewyse wat ons het is dis nie in die Bybel nie, maar die ander ding wat ons sien is daar's mense in die okkultiese wêreld wat baie nader aan sy tipe ondervindings beskryf as wat die Bybel doen. So dis net 'n groot rooi vlag. En dan het ek vroeër in die video gesê daar is as jy een valse profesie gee, dan is jy 'n vals profeet. Verstaan jy, as iets van God afkom sal dit nooit vals wees nie. Dit sal nie homself contradict nie. Wat wanneer die Satan iets doen, dan is dit self-contradicting. Hy contradict homself oor en oor, maar as ons gaan lees in Siener in hierdie boek van wat die Adrian Snyman geskryf het, dan sê hy, ek het gesien my seun Willie word geskiet. So hierso is waar Siener sê, in 'n visioen sien hy sy seun Willie word geskiet, en as ons dan gaan kyk, net 'n paar blaaie aan, dat sê dit, Siener se seun Willie is op 27 Maart 1915 na 'n siekbed van 15 dae in die Bultfontein Hospitaal in Kimberley aan maagkoors oorlede. So hierso sien ons, hy was nie dood dat hy geskiet is, en daar was geen bewys wat ek kon kry dat Willie enigsins geskiet was nie. So Willie was nie geskiet nie, hy was dood aan 'n siekte. So ek dink hierdie is 'n duidelike vals profesie. Hierdie is 'n profesie wat Siener gemaak het, wat nie gebeur het nie, en dit wys dat dit kom nie van God af nie. Verstaan julle wat ek sê? So daar's geen profesie wat jy, as dit van God afkom, sal dit alles waar wees. Maar hierso, dis soos hy dien net valslik geprofeteer. So hierso het ons al 'n hele paar bewysstukke wat teen hierdie hele idee gaan, dat ons vir Siener moet volg, na sy goeders moet kyk. Die eerste ding is, wat ons gesê het, hy's illiterate. Soos hy kon nie skryf nie. So wat net vreemd is, dat God iemand sal kies in 'n moderne tydsperiode wat nie die vermoë het om sy eie goeders te skryf sodat ons dit kan volg en onderhou nie. Dan ons gaan kyk in die Bybel. Die Bybel sê duidelik, die posisie van 'n profeet is iets wat bedoel was van voor Christus se tyd. Dit was iets wat bedoel was voor die afsluiting van die Bybel. Tydens Johannes het die laaste deel van die Bybel vir ons geskryf, en dis waar dit afgesluit was. Maar dis duidelik dat die Bybel vir ons sê, God het deur profete gepraat in die verlede, en nou praat hy deur sy seun. En dan het ons dat die kanon is klaar. Ons het nie nodig dat iemand profeteer vandag nie. Dis wat ek nie verstaan, wat mense nie kan sien nie. En veral nie iemand so Siener nie. Nou, as jy nou spesifiek na sy profesie gaan kyk, as jy sy profesie vat en presies soos hy dit gegee het, dan sê jy sien, dit is alles soos hyperallegories. Dis alles beeldspraak. Dis baie, jy kan dit op enige manier interpreteer. Nou almal wat sê hierdie goeders het regtig gebeur, hulle interpreteer dit nadat dit gebeur. Met ander woorde, hier was 'n profesie, 'n beeldspraak wat hy gesê het, en dan nadat iets gebeur het, dan gaan vergelyk hulle dit en sê, o, hierdie ding het waar geword. So dis in die hand van die interpreteerder. So jy kan letterlik enige ding wat hy gesê het interpreteer soos wat dit jou sal pas. En ek sal hier vir julle 'n paar voorbeelde gee van die profesie wat hy gegee het. So hierso, as ek net hierdie ene vat, volk in opstand. Aan die weste kant staan 4 blikskottels wat skoon is. Toe staan daar 3 boerepotte en 4 brand onder hulle. Toe die 4 dood is, skep ek kos uit 1 pot in 'n skottel. So dis dit. Aan die weste kant staan daar 4 blikskottels wat skoon is. Toe staan daar 3 boerepotte en 4 brand onder hulle. Toe die 4 dood is, skep ek kos uit 1 pot in 'n skottel. So ek kan dit interpreteer as enigiets. Ek kan sê daai blikskottels is 4 lande. Ek kan gaan sê dis die 4 lande om Suid-Afrika. Dit is Zimbabwe, Mosambiek, Namibië, Botswana. Dit is hierdie 4 blikskottels wat skoon is. En hulle is skoon. Jy weet, dat alles gaan goed daar. Hulle is reggemaak. Toe staan daar 3 boerepotte en 4 brand onder hulle. Nou kan ek sê daar's 3 boere provinsies. Noord-Kaap, Noordwes, waarvan kom die boerseun van Migdol, hy is mos 'n Appington nou, en Pretoria. Jy weet, hierdie 3 boer provinsies het nou in opstand gekom, daar was 4 onder hulle gemaak, so hulle het baie aktief geraak, en toe ewe skielik gaan die 4 dood. En toe skep hulle kos by die 4 blikskottels. Toe, omdat hierdie 4 boer provinsies nie gewerk het nie, nou ewe skielik moes ons gaan kos skep het by ons buurlande. Verstaan jy, dit was eintlik 'n cool manier om dit te interpreteer, besef ek nou. Maar verstaan jy, kan letterlik enige liewe ding onder die son as dit interpreteer. Dit beteken niks. Dis 'n meaningless statement. Dis 'n visioen of iets wat hy gekry het, wat absoluut geïnterpreteer kan word soos jy wil. Dis niks spesifiek. En dis altyd die ding met hierdie profete, soos daai Leon de Pre wat ons ook al behandel, is nooit 'n spesifieke profesie. Hulle sal nooit sê, soos as jy gaan kyk Daniël 9 se profesie wat Daniël vir ons gee in Daniël 9 vers 24
tot 27, ons het al 'n video daar gedoen, dan sal jy sien hy tot op die dag dit reg profeteer. Hy het 'n periode van tyd gegee, daai 69 weke van Daniël, dan los hy die 70ste week uit, maar daai 69 weke het hy gegee en dit het tot op die dag so gebeur. Toe die bevel gegee is om die stad en die muur in Jerusalem te herbou van daai dag af totdat Christus aangekondig word as die Messias. Dit was presies tot op die dag vervul. Niks van hierdie goeters is so nie. Siener het nie een so profesie gegee nie, maar selfs al was dit waar, moet ons verstaan dat dit kon satanies wees. Ons weet dat Satan was in die hemel. Ons weet dat hy was Lucifer. En ek dink daar sal tipe eskatologiese informasie teen hom gekommunikeer gewees het in daai tyd. So dit sê absoluut niks as 'n profesie waar word om te sê dit kom van die Here af nie. En dan wil ek ook net mense kan 'n bietjie gaan kyk, hierso 'n ou wat 'n video gemaak, is 'n baie goeie video, hierdie Joshua Wolfaar. So ek wil net vir julle hierdie laaste deel speel wat hy gesê het wat Danhuis Reitz tydens die Anglo-Boereoorlog van Siener gesê het. Boer War contains a colorful objective account of one of the seer's predictions. A prophet, a strange character with long flowing beard and wide fanatical eyes, who dreamed dreams and pretended to possess occult powers. I personally witnessed one of the lucky hits while we were congregated around the general's cart. Van Rensburg was expounding his latest vision in a hushed audience. It ran of a black bull and a red bull fighting, until at length the red bull sank defeated to its knees. Referring to the British, arms outstretched and eyes ablaze, he suddenly called out, "See who comes!" And looking up, we made out a distant horseman spurring towards us. When he came up, he produced a letter from General Botha 100 miles away. General De la Rey opened it and said, "Men, believe me, the proud enemy is humbled," and the letter contained news that the English had proposed a peace conference, coming immediately upon the prophecy. It was a dramatic moment, and I was impressed, even though I suspected that Van Rensburg had stage managed the scene. Of the general's sincerity, there could be no doubt, as he firmly believed in the seer's prediction. So net daai eerste deel wat hy daar sê, wat hy gesê, jy weet, dit is hy het geself gesê hy het soos okkultiese krag. Hy het hierdie fanatical eyes, jy weet, hy was baie 'n vreemde persoon. Hy was 'n vreemde ou gewees, Siener van Rensburg. So ek dink enige informasie soos die wat nie kom van die woord van God af nie, moet ons vermy. Ons moet dit reject. Dis hoekom ons glo in sola scriptura. Ons glo dis die skrif alleen wat vir ons lering bied. So as daar volgers is van Siener van Rensburg, ek kan nie sien dat daar enige iets positief van dit af kan kom nie. Ek kan nie sien dat dit in lyn is met die woord van God en ons moet dit verwerp. Ons moet bly by die woord van God. Wat die boerevolk, wat die Afrikaner volk nodig het, is Christus. Ons is nodig om standvastig te bly in Christus, in sy woord, en nie in die woorde van 'n mystiek, van 'n ou wat duidelik sy magte en kragte gekry het buite die woord van God. So, ek is seker daar's baie van daai Israelvisie manne wat sterk gevoelens hieroor is, en onthou net, ons gevoelens maak nie saak nie. Ons gevoelens is irrelevant, en dis die woord van God by wat ons oortuigings moet kry. Maar ek hoop hierdie was vir jou bemoedigend, ek hoop hierdie het vir jou iets geleer. Gaan doen 'n bietjie eie ondersoek oor Siener, laat weet my in die kommentaar. Ons sien julle by die volgende een.